Baie hartlik welkom aan jou by hierdie geleentheid. Dit is vir my weer eens 'n voorreg om saam met jou uit die kosbare woord van die Here te deel. Ek is besig om met jou te gesels oor die 7 ek is uitsprake in die Johannes Evangelie. En vandag gesels ons spesifiek oor Johannes 10 vers 11 waar Jesus sê ek is die goeie herder. Ek het reeds vir u genoem dat die ek is uitsprake niks anders as Jesus se curriculum vitae is, waardeur hy homself aan ons bekendstel nie. Maar kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om so 'n herder soos u te kan hê. En dit neem ons terug na Psalm 23 waarin ons bely, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. U lei my na groen weivelde en bring my by waters waar daar vrede is. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want in u hande is ek veilig. Baie dankie dat ons ook vanoggend verder kan luister na die wyse waarop u uself aan ons bekendstel in u wonderlike woord. Ons bid dit in die wonderlike naam van die gekruisigde en opgestane Jesus, ons herder. Amen. 'n Mens se stem is baie herkenbaar. Ons weet teen hierdie tyd dat 'n klein babietjie nog diep in sy moeder se skoot gevorm word, dan erken hy al sy moeder se stem. En teen die tyd wat daardie kindjie gebore word, is hy al gewoond aan sy mamma se stem. En die slim ouens sê vir ons dat 'n mens se stem deur meer as 10 kwaliteite uitgeken word. Byvoorbeeld, deur jou volume waarmee jy praat, jou stemtoon, die wyse waarop jy jou woorde vorm, ons praat van artikulasie, en nog deur vele meer kwaliteite. En iemand het by geleentheid gesê dat jou stem eintlik net so uniek is, soos jou vingerafdrukke. As ons na troeteldiere kyk, dan weet hulle presies wie hulle eienaar is. En hulle sal ook nie vir 'n vreemde eienaar luister nie. Maar daar's 'n baie belangrike beginsel agter die herkenning van iemand se stem. Jy moet baie tyd in daardie persoon se teenwoordigheid deurbring, ten einde sy stem tussen ander stemme uit te ken. En so is dit ook met skape. In die Bybelse tyd, het ek vir julle gesê, was daar baie herders wat hulle skape versorg het. En dat hoe hierdie skape in die aand in 'n kraal ingejaag word en die volgende oggend kom die herder en roep die skape op sy naam, op hulle name. En dan word hulle uitgelei na die weivelde toe. En het die woord ook vir ons gesê dat geen skaap sal 'n vreemde herder se stem volg nie. En nou kom sê die Here vir ons vandag in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Johannes 10 vers 27 en 28 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die woorde van Psalm 23, baie spesifiek vers 4 in die Ou Testament, waar Dawid sê, selfs al gaan ek deur doodskade wees, sal ek nie bang wees nie, want in u hande is ek veilig. U staf en u stok, die vertroos my. En ek het 'n bietjie gaan kyk na die Bybelse geskiedenis van die herder se staf en stok. En is dit so dat die stok 'n dik, kort tipe van 'n knippel was wat ons vandag ken. En met daardie knippel het hy wilde diere verwilder, as ook diewe wat die skape wou steel en kwaad aandoen. En die stok was dus 'n beskermings instrument in die herder
se hand. En dit sê vir ons iets baie belangrik van Jesus die goeie herder, dat hy gekom het om vir jou en my te beskerm van gevare, maar ook van die bose magte wat vir ons elke oomblik bedreig. Ons weet uit die Here se woord dat met sy opstanding uit die dood uit, het hy die Satan en sy bose magte wat saam met hom funksioneer in ons lewens, het hy hulle reeds vernietig. En daarom, as ons deur die bloed van Jesus gemerk is, dan is ons eintlik gevrywaar dat ons reeds oorwinning saam met Christus behaal het oor die bose magte. Die staf aan die ander kant is 'n stok met 'n kroets, met 'n kromstuk aan die bokant. En hierdie staf is deur die herder gebruik om op te steun wanneer hy moeg geloop is. Maar dit het 'n ander baie belangrike funksie gehad. Wanneer skape afgedwaal het of lammetjies in 'n skeur of iewers ingeval het, dan het die herder hierdie staf gebruik om daardie skaap wat afdwaal te keer, te vang en nader te haak. Of as die lammetjie in 'n skeur iewers ingeval het, het hy die lammetjie daarmee uitgetrek. Met ander woorde, soos die stok, die knippel, die beskermingsfunksie van die herder aandui, dui die staf die versorgingsfunksie van die herder aan. En wat vir my pragtig is dat wanneer die herder 'n afgedwaalde skaap gevang het met sy staf en hom nader getrek het terug na die trop toe, het daardie skaap wat probeer wegbeer het van die staf af hom dikwels seer gemaak. En dan het die herder daardie skaap op sy skouers gedra tot tyd en wyl sy wonde genees het. En in daardie tyd wat die skaap op die herder se skouer gedra is, het hy so gewoond geraak aan sy herder en aan die reuk van die herder, sodat wanneer die herder hom weer op die grond tussen die ander skape neersit, het hy in die teenwoordigheid van die herder gebly, omdat hy heeltyd die herder se reuk gesoek het. En nou kom sê die Here se woord vir ons ook in hierdie dag dat nie alle herders is goeie herders nie. Julle kan gerus iewers vandag Jesegiel 34 gaan lees, daarvan af vers 11 tot vers 13. Dan praat die Here God oor sy volk Israel, wat verstrooid geraak het, omdat die herders wat veronderstel was om vir hulle te sorg en leiding te gee, nie vir hulle omgegee het nie. En dan kom sê die Here in daardie gedeelte, maar ek sal my volk Israel se herder wees. Ek sal hulle versorg en ek sal hulle beskerm. En as ons bietjie verder kyk in Johannes 9, dan is daar ook 'n verband tussen Johannes 10 waar Jesus sê ek is die goeie herder en die herders van Johannes 9. Dit gaan daaroor die blinde man wat deur Jesus genees word. En dan kom die herders van daardie tyd, die skrifgeleerdes en die fariseërs in konfrontasie met Jesus, omdat hy hierdie man op die Sabbatdag teen die Joodse wette in gesond maak. En aan die einde van daai gedeelte, dan word hierdie blinde man wat deur Jesus aangeraak en genees is, uit die tempel uitgeban. En dan sê die Here Jesus, daar is valse herders wat nie goed is vir ons nie en wat ons nie moet volg nie. En dan kom Jesus in Johannes 10 en as hy sê ek is die goeie herder, dan onderskei hy hom volledig van 'n valse herder. Want in vers 12 sê hy die herder lê sy lewe af vir sy skape. En wil ek vir jou vra, watter herder volg jy? Is die herder wat jy volg die een
wat sy lewe vir jou afgelê het aan die kruis van Golgotha, wat vir jou, van jou 'n nuwe mens gemaak het, wat soos daardie herder in die Bybelse tyd sy staf gebruik het en jou teruggebring het na hom toe, omdat hy jou lief het. Want vers 12 van Johannes 10 sê, 'n huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Maar dan sê Jesus in vers 14 so pragtig, maar ek is nie so 'n valse herder nie, ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir my skape. En dit bring my by 'n uiters belangrike vraag, naamlik, ek en jy hoor in ons daaglikse lewe soveel verskillende stemme, en is my vraag, hoe onderskei ek en jy die stem van die goeie herder, Jesus Christus? En daar is verskillende maniere waarop 'n mens die Here se stem kan onderskei. Ek wil graag vandag met jou dit deel. Een van ons kerkvaders, Calvin, het na Johannes 10 vers 27 gesê, ons hoor in die eerste plek Jesus die herder se stem in die woord van die Here. Daarom sê Calvin, die stem van die herder vind ons in die eerste plek in God se woord. Waar die woord nie gehoor en gehoorsaam word nie, daar het ons te doen met valse herders en 'n valse kerk. Die vraag is, hoe klink ons herder se stem? Dit klink soos die skrif. En daarom moet ons alle stemme aan die woord van die Here God gaan toets. Hoor bietjie wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. In 2 Petrus 1 vers 21 staan die volgende: geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het die mens die woord wat van God kom verkondig. Daarom, as ek vanoggend se boodskap moet saamvat, en jy kan gerus Johannes 10 vers 1 tot 18 rustig vandag by jou huis gaan deurlees, dan wil ek dit so saamvat. God se stem is nooit teenstrydig met sy woord nie. Sy stem bring altyd vrede en chaos. Ekskuus tog, sy stem bring vrede en nie chaos nie. As jy stemme hoor waaroor jy vreesbevange en bang raak, dan is dit nie die Here God se stem nie. Want die herder praat op 'n sagte manier met sy skape. Romeine 8 vers 16 sê, die Heilige Gees van God bevestig die Here se woord in ons harte. Daarom sal hy vir jou 'n innerlike krag en vrede gee, wanneer jy die herder se stem erken. Ons hoor ook die herder se stem deur gebruik te maak van die liggaam van Jesus Christus. Deur vir ander gelowiges te vra, dit is hoe ek die Here se wil in hierdie situasie verstaan. Wil jy nie saam met my daaroor gaan bid en vir my sê, wat hoor jy by die Here nie? En dan wil ek vir jou lees, nog 'n keer, Johannes 10, vers 28, 27 en 28.
My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Baie belangrik wat hier staan. Die skape luister nie net na die herder se stem nie, maar hulle volg hom op grond van sy stem. Dit gaan oor gehoorsaamheid, luister en gehoorsaamheid. En ek gee my skape die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Mag dit waar wees van my en jou, dat ons die herder se stem sal ken en dat ons sy stem sal volg deur gehoorsaam te wees aan sy stem. Amen.